Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend vooraf enkele afkondigings. Ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid by die deure vir evangelisering en dan ook volgende Sondag se kollektes by die deure gaan vir Expando. Nou Expando klink nou 'n baie groot woord, maar as jy dit in Engels vertaal is dit expand. Dit gaan oor die deputate wat gemoeid is met die kerkgroei en dis ook evangelisering as mens dit so kan stel en hulle is besig met die ontwikkeling van toerustingsmateriaal vir gemeentes met die oog op evangelisering. So dis dan volgende Sondag se kollektes by die deure. Dan vanoggend ons het gisteraand gehoor dat Tannie Rita Meiburg, een van ons lidmate se dogter wat in Stellenbosch woon, gistermiddag in 'n motorongeluk oorlede is. Ons wil graag ons meelewing met haar en haar familie betuig deur vir 'n oomblik op te staan. Baie dankie. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here vanoggend saam deur saam te sing Psalm 48. Ons sing daarvan die eerste en die 4de vers. Ons wil o Heer wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons te saam is in u woning. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons geloof saam sal bely.
In die Heidelbergse Katekismes Sondag 7 word die vraag gevra, wat moet 'n Christen glo? Dan is die antwoord daarop alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van die algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in die hoofsaak leer. En hierdie artikels ken ons almal goed, dis die 12 artikels wat ons elke week ook saam kan bely as ons sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In Sondag 8 word die vraag dan gevra, hoe word hierdie artikels ingedeel? En 'n mens moet dit altyd onthou wanneer ons geloof saam bely. Dit gaan in die eerste plek oor God die Vader en ons skepping, in die tweede plek oor God die Seun en ons verlossing, en in die derde plek oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. En dis belangrik dat mens sal onthou, hoekom praat ons ook van heiligmaking? Jesus leer dit vir ons as hy oor die 10 gebooie praat, dan sê hy vir ons, julle moet heilig wees, soos wat julle Vader in die hemel heilig is. So dit sê klaar vir ons iets belangriks oor ons skepping, oor God die Vader en ons skepping, dat God het 'n bepaalde doel met elkeen van ons se lewens, en daardie doel vir almal is om heilig te wees, soos wat hy heilig is. En juist daarom gee God vir ons die 10 gebooie, sodat ons kan besef, maar sonder Jesus Christus kan ons nie heilig wees nie. Deur hom word ons heilig gemaak vir God. Maar belangrik, juist omdat ons weet ons is in Jesus Christus verlos, moet ons ook vandag na die 10 gebooie luister, om ons lewens daarvolgens in te rig en daarvolgens te leef. Juis as deel van ons heiligmaking, gebruik die Heilige Gees hierdie gebooie om ons ook heilig te maak, soos wat God heilig is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder,
Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing nou in antwoord daarop uit Psalm 112. Psalm 112, ons sing daarvan saam die eerste 3 verse, vers 1, 2 en 3 van Psalm 112. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, hoe wonderlik is U naam oor die ganse aarde. Hoe wonderlik om te kan weet dat vandag saam met ons paar mense wat vanoggend hier by mekaar is, daar oor die hele wêreld 'n loflied weer klink. 'n Loflied tot die eer en die verheerliking van U heilige naam. Ja, en hoeveel groter om te mag weet dat dag en nag rondom U troon is daar die engele wat uitroep, heilig, 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 Here God almagtig. Maar dis juis U heiligheid wat maak dat elkeen van ons, wanneer ons na U woorde luister, wanneer ons daarin U heiligheid sien, ons koppe in skaamte laat sak en bely dat sonder U genade ons nie kan lewe nie. Dat sonder U genade ons nie heilig kan wees nie. Daarom dank ons U vir ons Here Jesus Christus wat U gestuur het om ons te verlos. Dank ons U vir die Heilige Gees wat U gegee het en in ons harte uitgestort het, sodat ons ook op 'n pad van heiligmaking kan lewe. Wetende dat U self ook besig is om elke een van ons deur die woord en deur die Gees, deur die dinge wat met ons gebeur, voor te berei, sodat ons ook die heerlike erfenis wat U vir ons in Christus in die hemel in bewaring hou, dat ons daardie erfenis waardig sal wees
as ons dit in ontvangs neem. Daarom bid ons dat die verkondiging van die evangelie vandag ook in ons lewens vrugte sal dra, vrugte van dankbaarheid. Maar ook vrugte van volharding. Juis omdat ons weet ons lewe in 'n wêreld wat U nie ken nie, 'n wêreld wat U nie wil ken nie, 'n wêreld waarin die bose ook werksaam is. Is dit ons gebed dat U elkeen van ons sal bewaar? Dat U elkeen van ons sal troos waar nodig? Ja, dat U elkeen van ons ook die krag sal gee om die beproewinge waardeur ons gaan ook te kan gebruik as geleentheid om U beter te leer ken. Daarom bid ons vandag vir hulle wat siek is, hulle wat weens hulle ouderdom en omstandighede verhinder word om hier saam met ons te wees. En ons dink in besonder aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het in die afgelope tyd. Ons dra elkeen aan U troue Vader sorg op. En ons bid hierdie dinge alles nie net vir onsself nie, maar ons dink ook aan ons broeders en susters in die geloof wêreldwyd. Ons bely vandag dat ons Here Jesus Christus is die koning, die heerser oor die konings van die wêreld. En daarom bid ons ook vir regerings. En ons vra Here dat U ook selfs die wêreldmagte sal gebruik om U woord te laat verkondig. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam. Amen. Vanoggend se tema: God laat die saad van sy woord groei. God laat die saad van sy woord groei. In Handelinge 17 vers 34 staan daar: 'n paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Dit is belangrik, 'n paar mense het gelowig geword. En die plek waar dit gebeur het was in Athene. En mens luister vanaf vers 16 na die geskiedenis in Athene. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op dieselfde stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgeere, epikureërs en stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê: "Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê?" Ander het gesê: "Dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is." Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê: "Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken." Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: "Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan: aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens
het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of ons soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was Dionysius, 'n lid van die Areopagus en 'n vrou met die naam van Damaris en nog anders saam met hulle. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Kom ons blaai eers na Psalm 138 toe en ons gaan vanoggend saam sing van hierdie Psalm, net die tweede vers. Hoog is nou in elke oord u naam en woord omhoog gehewe. U het my siel op sy gebed verhoor gered, my laat herlewe. En dan hierdie belangrike woorde, die wêreldvorste sal o Heer, u grootheid eer in hoë tone, wanneer u woorde word gehoor en aansweef oor hulle wankele trone. Psalm 138 vers 2. Belangrik, broeders en susters, as 'n mens in jou Bybel 'n bladsy of 2 terugblaai, dan sien 'n mens daar in Handelinge 15, net na die eerste groot synode, vertrek Paulus op sy tweede sendingreis, waar hy dan uitgaan om in die heidenwêreld van daardie tyd ook te gaan kerke plant of evangelie te gaan bedien in verskeie stede. Nou as jy die geskiedenis hier lees in Handelinge, dan sien jy oral waar hy gekom het daar mense tot bekering gekom. En oral waar hy gekom het sy prediking groot opslaa veroorsaak. Want gedurig word hy aan vervolging onderwerp. Het sy deur die Jode of deur die regerings van daardie stede.
So beskryf Lukas dit dan ook vir ons, waar hy in Filippi gekom het, daar in Handelinge hoofstuk 17 en Handelinge 16. Daar hoor 'n mens van Lydia wat tot bekering gekom het, van Paulus wat in die tronk gegooi word oor dit wat hy preek, en dan hoe die tronkbewaarder en sy hele huisgesin tot bekering kom. En dan vlug Paulus van daar af na Thessalonika toe, en daar hoor ons weer van 'n groot aantal godvreesende Grieke en 'n klomp vooraanstaande vroue wat tot bekering gekom het. Weer net voordat Paulus uit die stad uitgedryf word met geweld. En so gebeur dit ook in Berea. As Paulus daar kom, dan is daar ook 'n groot groep mense wat tot bekering kom. 'n Groot groep, interessant genoeg, Jode wat gelowig geword het. En toe gaan wag Paulus in Athene dat Timoteus en Silas by hom kan aansluit. Nou vir die wat nie weet waar Athene is nie, Athene, as mens dit so kan stel, die belangrikste stad van die Grieke. Die bakermat kan mens sê van die Griekse kultuur, en ook vir die wat dit nie weet nie, van ons eie kultuur, die westerse kultuur. Dit was die stad van die geleerdes, van die Griekse filosowe, die stad wat bekend was, so sien ons ook hier, vir al sy wonderlike kunswerke. Paulus sien dit ook in die klomp afgodsbeelde wat hulle gemaak het. En selfs die geboorteplek van moderne demokrasie. Mens kan sê Athene is waar die slim mense gebly het. En ja, waar ons gehoor het in die ander stede waar Paulus reeds was, hoe dat baie mense tot bekering gekom het en sy prediking soveel opslaa veroorsaak het dat hy met geweld uit die stede uit weggedryf word, selfs in die tronk gegooi is. Is dit hier in Athene asof Paulus se prediking eintlik nie 'n verskil maak nie. Die reaksie is half anders. Hy word, as hy begin praat van Jesus en van die opstanding van Jesus en die wederkoms van Jesus, uitgelag deur een groep, en 'n ander groep sê hulle sal graag meer hieroor wil hoor. Nou die twee groepe word vir ons ook genoem. Die een groep was die Epikureërs. En dis mense wat geglo die lewe gaan oor hier en nou. Vandag sou ons hulle die ateïste kon noem. Want hulle het die bestaan van enige godheid ontken. En dis waarskynlik hulle wat gelag het toe Paulus vir hulle gepreek het. Daar's mos nie lewe na die dood nie, daar's mos nie so iets soos gode nie, sou hulle sê. Ja, en vandag is daar nog baie sulke mense. Mense wat vir jou gaan lag as jy vir hulle vertel van Jesus. As jy vir hulle vertel dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, vir jou gaan lag as jy vir hulle vertel dat Jesus weer gaan kom. Aan die ander kant, die stoïsyne wat genoem word. Hulle was mense wat geglo het in goddelike voorsienigheid. En volgens hulle was daar 'n groot, kom ons noem dit maar 'n onpersoonlike, goddelike mag wat alles beheer. En daarom was 'n lewe in harmonie met die natuur noodsaaklik om vrede te kan hê. Hulle was waarskynlik die groep wat bietjie meer wou hoor, wat meer wou luister. Maar so sê Lukas vir ons, beide die groepe, vir hulle was Paulus se prediking niks anders nie as net nog 'n nuwe gedagte. Daarom vat hulle hom ook na hulle, kom ons noem dit maar, na die groot raadsaal toe, waar die slimstes onder die slimstes bymekaar kom, sodat hy vir hulle bietjie meer kan vertel oor dit wat hy sê, sodat hy sy saak daar kan gaan verdedig. Maar interessant, mens moet daarop let wat Lukas sê, hierdie mense se hooftydverdryf, dit wat hulle die meeste van gehou het om te doen, was om
na nuwe goeders te soek, om nuwe goeders te hoor. Dis waaraan hulle al hulle tyd spandeer het. Vir hulle was Paulus niks anders nie as 'n praatjiesmaker. Iemand wat 'n klomp goed kwytraak oor goeders waarvan hy eintlik nie weet nie. En so staan dit ook in ons teks, moes Paulus van hulle af weggaan. Nou kom ons wees eerlik, gemeet aan menslike standaarde, lyk dit vir 'n mens asof Paulus nie baie suksesvol was in Athene nie. Gemeet aan wat mense sou dink en gemeet aan die ander dorpe waar hy was, lyk dit asof hy hier nie regtig iets bereik het nie. Totdat 'n mens aan die einde kom, dan staan daar 'n paar mense het egter gelowig geword. En dis belangrik dat ons vanoggend hier sal vas staan. 'n Paar mense het gelowig geword. Net 'n paar. Ten spyte van die feit dat Paulus gemeet aan menslike standaarde hier een van sy beste preke ooit gegee het. Mens kan amper sê die preek wat hy hier gegee het was een van die hoogtepunte op sy tweede sendingreis gewees. Gaan kyk 'n bietjie weer na die inhoud daarvan en na die manier hoe Paulus met die Atheners gepraat het. Inhoudelik sien 'n mens dat hy 'n aanknopingspunt by hulle vind om kommunikasie makliker te maak. Hy begin deur te praat van, hy het 'n altaar gesien van 'n onbekende God. 'n God wat die Atheners nog nooit van gehoor het nie, maar wat hulle weet en dink bestaan. Dan sê hy vir hulle, God bestaan werklik. En hy's die Here van hierdie wêreld. En hy's nie afhanklik van 'n tempel of van die diens van mense se hande nie. Hy het nie nodig dat mense vir hom pragtige katedrale bou of pragtige beelde van hom maak nie. Trouwens sê Paulus vir hulle, die mens self is die werke van God se hand. En het God nodig. Onthou dit altyd, die mens, sê hy vir hulle, het God nodig. God het nie mense nodig om hom te verheerlik nie. God het nie mense nodig om 'n pragtige beeld vir hom te bou nie. Nee, sê hy, dis alles net toonbeeld van vaardigheid wat mense het. Dit sê vir jou niks oor God nie, want God kan nie daardeur ingeperk word nie. Trouwens, gaan kyk eerder na jouself. Jy is die beeld van God. Jy is na God se beeld geskape. Die mens, sê hy, verontstam uit God uit en kan dus nie in afgodsbeelde gevind word nie. Daarom roep Paulus sy hoorders op en dan sê hy vir hulle, vandat Jesus gekom het, het dinge verander. Heeltemal verander. God vra nou bekering van die hele wêreld. Nie net van die Jode nie, maar van die hele wêreld word daar bekering gevra. 'n Terugkeer na God toe, 'n soeke na God, 'n lewe volgens God se wil. Soos ons vanoggend ook gehoor het, heilig soos wat God heilig is. Want die oordeelsdag is reeds bepaal en Jesus Christus kom weer. En dan gaan almal uit die doodheid opgewek word en almal gaan geoordeel word. Sien ons dit raak? Hoe mooi Paulus hier werk, hy val in by die omstandighede van sy hoorders. Sonder om hulle te veroordeel, sonder om vir hulle sleg te sê, wys hy hulle dat die soeke na die ware God in die Atheners daar is. En dan waarsku hy hulle dat hulle op besig is om op al die verkeerde plekke te gaan soek. Want onthou dit, sê hy, die ware God eis bekering. Anders oordeel hy. Hy praat in die taal van die mense, hulle verstaan hom, hy simpatiek. Tog staan dit so, net 'n paar mense het gelowig geword. Net 'n paar. Wat 'n teleurstelling, sê mense. Paulus het die gehoor nie bereik nie. Maar onthou dit, ons moenie die fout by Paulus soek of by dit wat hy preek of die manier hoe hy preek nie.
Dis wel waar dat daar in Athene nie baie mense tot bekering gekom het nie, in vergelyking met die ander stede waar hy gewerk het nie. Maar die fout hier lê by die mense van Athene. Toe Paulus oor die opstanding begin praat en oor Christus se wederkoms praat, was dit vir hulle te veel. Hulle het hom gespot, hulle het vir hom gelag. Ander het uit ordentlikheid gesê, ag kom vertel vir ons net nog so bietjie. Hulle was eenvoudig te slim vir Paulus die praatjiesmaker. Dit was die mense van Athene se houding. Behep met hulle eie wyshede. En onthou dit, broeders en susters. Ons lewe vandag ook in 'n tyd waar inligting vrylik beskikbaar is. Waar mense ook slimmer is as wat hulle dink hulle is. En dit gebeur met ons ook vandag. Hoe moeilik is dit nie? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik, hoe moeilik is dit vir jou om met iemand te gaan redeneer wat dink hy of sy weet reeds alles. Met al die kennis en al die pag. Hoe moeilik is dit nie vir ons ook om 'n standpunt te kan stel in 'n wêreld waar almal beter weet as jy nie. Selfs beter weet as God nie. Kom ons wees eerlik daaroor. Ons doen ons bes om ons geloof met ander mense te deel. En wat kry jy daarvoor terug? As kinders, ons jong mense vandag, wat kry jy terug as jy jou geloof, as jy vir ander mense van God vertel? Nog spot? Dalk lag hulle vir jou? Dink 'n bietjie vir 'n paar oomblikke aan ons ouer mense wat hier is, ons oupas en oumas, ma's en pa's. Jy het jou kind jou hele lewe deur elke Sondag kerk toe gevat. Jy het hulle groot gemaak, jy het hulle geleer. Maar as hulle groot word, dan lyk dit asof God nie meer vir hulle belangrik is nie. Daar's mos beter dinge om hulle tyd mee te spandeer. Is dit nie die rede hoekom ons dalk eerder dan stil bly en swyg nie? Eerder niks sê nie? Ons weet mos, daar sal niks van kom as ons begin praat en preek en vertel nie. Inteendeel, wat wel kan gebeur is dat jy self in die spervuur gaan beland. Ja, dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om die woord van die Here te dra nie. Dis nie altyd maklik om vir ander mense van Christus te vertel nie. Dis nie so eenvoudig nie. Hoe Paulus daardie dag gevoel het en daardie keer gevoel het, weet ons nie. Wat ons wel weet is dat hy kort na sy preek in die Areopagus die stad verlaat het en nooit weer daar gaan preek het nie. Dalk was hy ook oortuig dat hy nie so suksesvol was nie. Maar geliefdes, dit moet ons ook vandag onthou. Dit moet ons ook vandag raak sien. Ons as gelowiges, en dit is wat Jesus ons self geleer het, toe hy die mooi gelykenis van die saaier ook vir ons vertel het. Ons is die wat die saad van God se woord elke dag moet gaan saai. Waar dit val, word deur God bepaal. En die belangrikste van alles is, ons saai net, dis God wat die saad laat groei en laat vrugte dra. Dis hoekom ons moet onthou, kerk wees en suksesvolle woordverkondiging hang nie af van mense nie. Dit word ook nie gemeet aan getalle van mense nie. So as jy vra, hoe suksesvol was Paulus in Athene? Dan skryf Lukas, 'n paar mense het egter gelowig geword. Net 'n handjievol. Onder andere sê hy 'n vrou met die naam Damaris en een van die Areopagese raadslede, Dionysius. Een van daardie slimkoppe wat daardie dag na die preek geluister het, Dionysius, het tot bekering gekom. En hoor mooi uit,
Die paar mense wat gelowig geword het, het daar later ook 'n gemeente in Athene ontstaan. Vandag as jy Athene toe reis, dan sal jy sien in Athene staan ook die hoofsetel van die Griekse ortodokse kerk, die Oosterse kerk. En weet jy wat's die mooiste van alles? As jy vandag in Athene gaan reis, dan stap jy af in die Paulusstraat. En jy stap verby die Pauluskerk. Jy moet daar verbyloop om by die Areopagus te kan kom kyk. En binne in daardie kerk, op 'n rots, uitgekerf, staan hierdie preek van Paulus, waarna ons vanoggend geluister het. Sien, die saad wat Paulus gesaai het dus wel gegroei. En dit het op die bestemde tyd wel vrugte gedra. En juist daarom, broers en susters, al lyk dit vir ons asof Paulus gedink het, dit was nie baie suksesvol nie, hy het maar eerder 'n ander plek by gaan werk, moet ons nooit vergeet nie, nooit moed opgee nie, nooit ophou om die woord te verkondig nie. Want dit maak nie saak wat mense se reaksie daarop sou wees nie. Daar gaan altyd 'n reaksie daarop wees. Het sy mense wat vir jou lag, of mense wat uit ordentlikheid graag bietjie meer wil hoor. Selfs mense soos in die ander stede wat jou met geweld wil wegdryf. Maak nie saak wat mense se reaksie is nie. Die uiteinde word deur God self bepaal. God laat die saad van sy woord groei. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here dat ons vandag ook na U toe kan opkyk en mag weet waar ons hulp vandaan kom. Ons dankie vir die gawe van U woord, dat ons U kan ken as die enigste ware God, wat leef en wat regeer tot in ewigheid. Ons dankie dat ons U kan ken as die genadige God, wat ook ons Here Jesus Christus gegee het as middelaar vir ons sondes, maar ook die een wat gaan kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom dank ons U in besonder dat die saad van U woord ook in ons lewens kan groei, en ons gebed is, Here, dat dit ook sal vrugte dra. Vrugte van dankbaarheid daarin, dat ons nie deur die spot van die wêreld, deur die afsydigheid van die wêreld of selfs die geweld van hierdie wêreld gekeer sal word om die evangelie van ons Here Jesus Christus te verkondig nie. Ons vra dit want ons weet, ons is maar alleen die wat die saad saai. U is die een wat sal laat groei. Op die bestemde tyd ook sal laat vrugte dra. Daarom wil ons sê dat aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die een enige God wat leef en regeer tot in ewigheid, kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Skrifberuiming 12:1, enigste Here, of 12:3, enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons het enkele afkondigings vanoggend, broeders en susters, net onder meelewing. Tannie Elsa van Wyk het Vrydag aand geval en haar heup en haar beken gebreek en sy is vanoggend dan ook in die Moothospitaal, doen hulle dan ook 'n heupvervanging. Dan die verjaarsdag vir die week is môre verjaar oom Henny Kreer en Saterdag oom Gert Foster. Hulle albei word 86 en 84, maar saam met hulle ook 'n hele klomp ander mense wat hierdie week verjaar en ons wil vir hulle almal ook die seën van die Here toebid met die nuwe lewensjaar. Dan, daar is nie vanoggend katekisasie nie, dit is lang naweek, vir die van u wat nou nie weet meer van lang naweke nie, dit is vanoggend 'n lang naweek gewees, hierdie hy's nou al verby, en daar is wel vanoggend tee, so almal kan rustig saam gaan tee drink vanoggend. Baie dankie.